Okay mense, vandag gaan ons gou 'n bietjie praat oor hierdie konsep van die 15-minute cities en smart cities en al smart houses en smart what you name it. Ons moet verstaan dat in die meeste van ons hoe die ek weet nou nie wat julle wil noem nie, elkeen noem hulle iets anders, maar okay, kom ons sê nou maar die powers to be. Hoe hulle werk is, hulle kom nie en sê, ek gebruik altyd die analise van hoe vang jy 'n voël met jou hande. Jy hardloop nie op hom af en probeer hom vang nie, hy gaan net wegvlieg. Hy kom ons nou maar stadig en stelselmatig nader. En dis maar dieselfde prinsipaal hoe hulle goed doen in vandag se tyd ook. Maak maar seker dat jy verstaan dat jy moet pas op vir die feit om goeders te maak dat dit vir jou heeltemal te gemaklik is. Teenoor wat is dit werd op die einde van die dag. Nou, ek kan sien op baie plekke waar dit al hoe meer begin deurdruk. En soos ek sê, dit het maar alles te doen met die AI-revolusie. Maar ek wil gou die scenario skep, net so vinnig. En dan kan julle maar self besluit weer. So nou is jy nou deel van hierdie smart cities of 15-minute cities. Jy kan nie meer, of jy sit in 'n scenario waar jy is nou binne in hierdie plekke en hulle besluit, okay, jy weet, jy moet nou of jou brood is klaar, of jou melk is klaar. So nou gaan jou yskas, wat 'n slim yskas is, en hy gaan en hy sê, okay, die melk is klaar. Hy bestel vir jou klaar melk deur een of ander plek wat nou aflewerings doen. Ek weet, julle sal weet van waarvan ek praat. En op die einde van die dag word jou melk afgelewer, sonder dat jy eers enige iets in daai proses gedoen het. Nou, dis redelik gemaklik, is mos nou gerieflik, hoekom is dit nou regtig 'n probleem? Hier kom die probleem vir my in. Die nuwe kommoditeit in die wêreld is data. So dit beteken alles wat jy doen, on en offline of wat ook al, word beskou as data en dit word verkoop aan data brokers. En hierdie is die ouens wat daai goed vat en dis hoe hulle advertensies vir jou uitstuur en. Dis maar hoe dit werk. So jy moet verstaan dat dit is seker die grootste kommoditeit op hierdie stadium waar ons staan. Maar nou is daar 'n dieper probleem. So kom ons sê daar is 'n groot konflik wat uitbreek en julle weet hoe lyk die wêreld. Maar nou is daar tekort aan melk. So nou word jy in 'n hok gesit of jy word in 'n lockdown gesit en jy moet nou vir jou iets gaan koop vir die huis en kom ons gebruik nou maar weer die voorbeeld van melk. Jy wil nou gaan melk koop want jy wil graag 'n bietjie koffie drink of pap eet of wat ook al die scenario nou maar is. Maar nou sê hulle, nee, wag so 'n bietjie, volgens jou data het jy nou klaar al 6 liter hierdie week gebruik en dis nou donderdag en dit is jou quota vir die week. Oepsie, nou kan jy nie meer daai ding koop nie, want jy word nou beheer en gesê, jy kan nie hierdie ding koop nie, want jy het alreeds die hoeveelheid bereik wat jy mag kry. Nou mense, dit gaan vir party mense snaaks klink, maar ek dink regtig hierdie is waarskynlik die realiteite waartoe ons gaan beweeg. En dit is nie nodig vir 'n konflik nie. Enige tipe ding waar hulle jou kan vasdruk en vashou. Nou, as jy gaan kyk waar ons nou vandag sit, in vandag se tyd. Ek wil hê julle moet gaan kyk na hierdie groot townhouse komplekse, as ek dit nou so kan stel. Veral in Gauteng. Kyk bietjie hoe is daai plekke opgestel. Kyk bietjie wat is daar binne. Jy weet, daai ouens hoef nie meer eers uit daai kompleks uit te beweeg nie. Hy werk daar binne. Hy koop sy kos daar binne. Sy kind gaan skool daar binne.
as hospitale daar binne, en. So verstaan mooi waantoe is hierdie prinsipaal besig om te beweeg. En weer 'n keer word die illusie geskep om te sê, nee, kom bly hier binne, want dit is veiliger. Jy weet, ensovoorts. So ek sê weer, mense, jy moet maar mooi besef en mooi kyk, en mooi verstaan waantoe is die wêreld om besig om te beweeg. En dit is, onthou, dis op die ou einde, die konsep, maar glo ek, of die laaste idee waantoe hulle wil beweeg met hierdie 15-minute sitties. Jy gaan op die einde van die dag net 15 minute rond beweeg, die res van die tyd gaan jy either werk, slaap, eet, ensovoorts. Maar dit is die tyd wat jy basies buite gaan spandeer. So neem maar kennis daarvan. Soos ek sê, moet my nie verkeerd verstaan nie, ek beskou myself nie as 'n expert of enige iets, of probeer goed sê wat ek, jy weet, ek is nie 'n kenner op die gebied nie, maar ek wil tog hierdie goed maar net vir julle daar buite sit, dat julle kan verstaan waantoe ons op hierdie stadium beweeg. Dit is maar iets, soos ek sê, wat op my hart gedruk word, soos ek nou in die vorige stemnotas ook gesê het, maar hierdie is my regtig belangrik. So neem dit in ag, kyk daarna, en weer, dit kom nou weer terug na die keuse toe. So is jy bereid om deel te bly van daai keuse, of gaan jy op 'n stadium besluit, hierdie maak nie vir my sin nie. Wat gebeur as ons nou hier toegemaak word? En hoe gaan ek dit hanteer? Julle hoor wat ek sê. Dit is maar 'n groot ding vir my. Neem maar kennis daarvan. Okay, julle, ons praat môre.